sê vir ons in sy woord, as ek die huis nie bou nie, soek die wat daaraan bou te vergeefs. As ek die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Geliefdes, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus onze Here. Amen. God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing Gesang 199 verse 1 tot 3.
ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit dring ons tot geloofsbelijdenis. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons het nou ons geloof bely, laat ons opnuut ons lewe aan die Here toewy. Kom ons sing Gesang 510, verse 3 en 4. Gemeente, ons luister na die wisselformulier vir die bediening van die heilige doop. Gemeente van Jesus Christus, God het ons lief en ons is sy kinders lank voordat ons van God bewus raak. Dit word deur die doop bevestig. Die doop is een van die kerk se 2 sakramente. Dit gee sigbaar uitdrukking aan God se verbond met ons. Die doop getuig dat ons deel het aan die liggaam van Jesus Christus op grond van sy versoeningsdood en die werk van die Heilige Gees. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap met die Heilige Gees het betekenis vir ons hele lewe. Daarom doop die kerk kinders van God. Die doop van hierdie kinders van God herinner ons vandag opnuut aan ons eie doop. Ons glo dat die kerk die opdrag uit die evangelie het om mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop in die naam van die Vader getuig van ons nuwe verhouding met God. Die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing deur Jesus Christus. Die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Gees van God in ons wil bly en voortdurend ons lewe nuut maak. Die doop roep ons op om God lief te hê. Dit is belangrik dat gelowiges die betekenis van hulle doop sal uitlewe. Ouers en die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken. Ons kinders behoort in die lewe van die gemeenskap van die gelowiges te ervaar wat dit beteken om aan
aan God te behoort. Ek versoek nou die doopouers om na vore te kom, om hier op die vrae wat aan hulle gestel sal word, te kom antwoord. Broers en susters, jy moet asseblief uit die hart op hierdie vraag antwoord. Glo u dat ons en ons kinders, ondanks ons sonde, deur God in genade aangeneem is? Glo u dat die evangelie alles bekend maak wat nodig is vir verlossing, soos belig in ons belydenis? En derdens, beloof u om die kind te leer wat die doop beteken en te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Jesus Christus? Wat is hierop die hartsantwoord, Suster Stolz, broer Stolz, broer van die kerk, suster van die kerk? Terwyl die kinders nou na vore gebring word, sing die gemeente uit Gesang 292. Gesang 292, daarvan sing ons die eerste en die tweede vers. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Gesang 292, vers 1 en vers 2, terwyl die kinders ingebring word. Deandri Stolz, ek doop u in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Zita van die kerk, ek doop u in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Leila van die kerk, doop u in die naam van die Vader
en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing as seënbede Psalm 288. Ons sing al die strofes. Ons sing dit as seënbede, maar ook as dankgebed vir hierdie sakrament. Ons sing dit ook as seënbede vir die ouers en die kindertjies en ook vir die grootouers en almal wat hierby betrokke is.